Gagte vriende, ons gesels vandag bietjie oor die ding waar ons almal praat, nê, oor depressie. Maar natuurlik is dit mos nou ook die tyd van Paasfees, die tyd wat ons onthou hoe die Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. So ons bring bietjie die twee goeters bymekaar in ons vandag se gesprek. So my naam is Rassie, ek is 'n dominee in Ierland en ek is al baie lank besig met die Bybel. En ek is nogal oortuig daarvan dat ek 'n goeie mening het oor hierdie saak. So, kom ons luister dan wat die woord van die Here vandag vir ons wil sê. Kom ons buig ons hoofde eers en ons bid tot die Here ons God. Hemelse Vader, ons vra Here dat U hierdie woord wat U vir ons gegee het sal open en dat elkeen van ons aan die harte sal raak en dat U met ons sal praat. Here, aan U kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. So vriende, ons gaan vandag gesels uit Psalm 31. Psalm 31 is 'n psalm wat gebruik is in die ou Joodse erediens, kan jy nou maar sê, in die Joodse tydperk. Eintlik al die psalms was maar deel van die erediens van die antieke Joodse godsdienst. So hulle het dit in die tempel gebruik, hulle het dit in die sinagoge gebruik. En elkeen van die psalms was baie goeie verteenwoordiger van die mense emosies in alle gevalle. So as jy na die psalms kyk, dan kan jy al die menslike emosies kan jy vasgevang sien in die psalms, en elkeen van hulle het vir ons 'n baie goeie les. En Psalm 31 gaan oor 'n ou wat broos voel. Hy's broos en hy's depressief en dit gaan nie regtig baie goed met sy geestesgesondheid nie. Kom ons lees en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Ons gaan net lees vanaf vers net vers 1 tot 6. Die hele Psalm kan iemand by die huis verder lees, maar ons gaan net lees van vers 1 tot 6. By U Here skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie, bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, U is vir my 'n rots en my bergvesting. Ter wille van U naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. In U hande gee ek my lewe oor, want Here troue God, U het my vrygemaak. En jy sal weet, vriende, dat Jesus ook hierdie woorde aan die kruis gebruik het. So, kom ons gesels oor die toestand van hierdie man se gemoed en sy lewe. En vriende, hy is doodgewoon moedeloos oor die wêreld en oor alles wat oor hom gekom het. En dit voel baie keer vir my wel dat ek in dieselfde situasie is, dat ek ook broos voel, elendig voel, bekommerd is oor die wêreld soos ons hom op die oomblik beleef, en dat al hierdie dinge my depressief maak. So ek het doodgewoon, is ek verlam. En in ons gedeeltetjie praat hy van die feit dat hy soos 'n potskerf is. Dis sy hele gedagte oor homself. Hy voel soos 'n potskerf. Nou 'n pot van die antieke tyd, weet jy mos maar die terrakotta potte wat hulle gebruik het, was eintlik 'n breekbare ding. Hy het baie maklik gebreek en was oral beskikbaar. Mense het hulle kos daarin gemaak. In moderne Turkye kan jy nog steeds jou stew in 'n terrakotta pot kry. Hulle kap die kop af en dan gooi hulle dit vir jou in jou bord uit. So, hierdie persoon wat Psalm 31 skryf, voel soos 'n potskerf. Hy is met ander woorde totaal broos en breekbaar eintlik in 'n sekere sin. Dit is sy heel eerste gewaarwording van homself. Vriende, en kan ons daarmee identifiseer? Absoluut. Miskien voel u vandag soos 'n potskerf, soos 'n gebreekte pot. Paulus gebruik dieselfde beeld as hy praat met die Korintiërs, en hy sê vir die Korintiërs, man, ons is soos kleipotte, ons is breekbaar, en ons is so, die mooi woord is eintlik broos
aan die buitekant, maar ons binnekant is ons sterk. So Paulus het dieselfde idee gehad van hierdie brose mens, hierdie bose kind van die Here, wat in 'n baie moeilike wêreld leef, en hy moet dit oorkom, hy moet dit oorweeg, en hy moet deurdruk. So, die eerste ding wat Psalm 31 vir ons sê is, julle kan, almal van julle kan identifiseer van 'n tyd wat julle broos, depressief, ongelukkig en hartseer gevoel het, maar soos 'n potskerf, soos 'n terracotta pot, wat sommer net maklik kan breek. Vriende, dit is ons almal se lewe, en dit is so normaal dat dit al 2500 jaar terug, nog meer terug, was daar al mense wat so broos en so ongemaklik gevoel het. En dis wat die lewe met ons vandag doen. Die lewe breek vir ons af, maak ons seer, en daar is so baie nuwe dinge in die wêreld wat gebeur, soveel lelike goeters wat gebeur, liefdelose goed wat gebeur, dat mense kan anders as dat die goed vir jou raak en vir jou seer maak. Ons psalmdigter beleef dit, ervaar dit, en hy voel dit aan. Maar as mens na Paulus se gebruik van hierdie psalm kyk, dan is daar iets besonders. Paulus sê, ons is breekbaar aan die buitekant, maar ons het iets binne wat baie mooi is. Ons het 'n skat wat ons in die binnekant dra, en dit moet jy nooit vergeet nie. So al is jy broos en al voel jy baie depressief, binne in jou is daar iets wat baie, baie mooi is, en wat baie, baie kosbaar is, en wat eintlik baie sterker is as wat jy dink. Die psalmdigter sê dan, as ons in hierdie situasie is, dan is daar 2 goeters wat ons moet onthou. Die eerste ding is, ons moet God as 'n rotsvesting hê. So, dit gaan nie oor jouself nie. En dis die eerste mooi ding wat ons kan leer uit hierdie psalm uit. Vriende, as dit oor onsself gegaan het, dan het ons in die sand gaan wegkruip, en het ons probeer wegvlug, of in die see gaan wegkruip, of iets gedoen net tot ons van hierdie situasie af kan wegkom, hierdie pynlike situasie waarin die psalmdigter ook is. Maar die hele idee is dat ons God as 'n rotsvesting sien, so ons kan daar gaan beskerm word, ons kan hom toe gaan om toegevou te word en gehelp te word. En ons het 'n gedeeltetjie, 'n baie mooi gedeelte in Spreuke, en ek dink dis hier in Spreuke 30 rond, wat die prediker praat, die Spreuke persoon wat daar geskryf het, praat oor die dassies. Nou ons wat in Suid-Afrika groot geword het, weet almal wat 'n dassie is. 'n Dassie bly op die rotse, 'n baie slim plan wat hulle het om in die rotse te bly. So hulle is beskermd, hulle is self nie 'n sterk nasie nie, hulle is self nie sterk nie, hulle is nie magtig nie, maar hulle weet om in die rotse te bly, in die rotskeure te woon, gee vir hulle veiligheid, en hulle oorleef, en hulle floreer. Die psalmdigter sê dieselfde van ons. Hy sê, ons moet God as 'n rotsvesting sien, 'n rots waar ons kan gaan wegkruip, 'n rots waar ons beskerm word. So die heel eerste ding is, ons hulp kom nie van onsself af nie. Ons is nie in staat om onsself te beskerm nie. Ons is te broos en te breekbaar. Ons kan ons beskerming alleen by God vind. Alleen in sy huis, in sy woord, in sy gemeenskap, tussen sy mense, medegelowiges. En dis waar ons heen moet hardloop, en waar ons heen moet neig. En ek hoop so, en ek bid so in hierdie wêreld waarin ons is, dat mense dit sal agterkom, dat mense dit sal herinner word weer daaraan, dat hoe kan ek van hierdie broosheid van my hoe kan ek van hierdie broosheid van my ontsnap, of hoe kan ek gehelp word in my broosheid, my pynlikheid en my depressie, is om na God toe te hardloop, na sy kerk toe te hardloop, na sy huis toe te hardloop. En ek sien, dit is wat gebeur met baie mense in Europa, is hulle keer terug kerk toe, want hulle besef, as hulle rondom hulle sien wat Islam doen, en al hierdie ander nasies doen, en hulle weet nie meer wie hulle self is nie, en hulle het nie beskerming nie, dan hardloop hulle terug kerk toe,
na die Here toe. Die Here is ons rotsvesting, vriende. So die heel eerste ding wat jy doen is, as jy hierdie broosheid aanvoel, is terug kerk toe, terug na die Here toe, want hy is jou rotsvesting. En dan is daar 'n tweede, 'n baie interessante ding wat hier gebeur, en dit gaan oor vertroue. Wie vertrou ons nog in die moderne wêreld? Die moderne wêreld wat so deurmekaar geraak het, dat jy niemand meer kan vertrou nie, dat jy geen woorde meer kan vertrou nie, dat jy eintlik geen mense meer kan vertrou nie, dat jy die wêreld om jou en die mense om jou nie meer kan vertrou nie. Wat doen jy dan? Die enigste plek waar jy nog steeds iemand en iets kan vertrou, is die Here. En kyk wat gebeur met die Here Jesus Christus aan die kruis. In sy sterwensuur roep hy in vertroue uit tot God en sê, in U hande gee ek my gees oor. In U hande, Here, is my lewe. In die dood, die donkerste deel van Jesus se bestaan op aarde, roep hy in vertroue na sy Vader. Plaas hy sy lewe in vertroue in die hande van sy Vader. Besef hy aan die kruis dat sy tye is nie in sy eie hand nie. Sy tye, sy lewe, sy alles is in die hand van die Here. En dis vertroue wat ons as Christene het vandag nog steeds, dat ons tye behoort nie aan onsself nie. Dis nie in ons eie hande nie. In hierdie deurmekaar wêreld waar ons so broos voel, is ons vertroue nog steeds in die Here. Vertrou dat hy 'n plan het, vertrou dat hy die mag het, vertrou dat hy alles in sy hand hou, vertrou dat hy nog steeds die almagtige God is. Ons psalmdigter praat 'n bietjie later ook oor afgode wat hy 'n renons in het, nê. In jou uur van dood vertrou jy nog steeds die Here dat jou tye in sy hande is, dat jou lewe in sy hande is. Vriende, en dit is vir ons die belangrikste ding eintlik in hierdie deurmekaar wêreld waar ons so broos voel. So 3 goeters. As jy depressief voel vandag en ongemaklik voel en broos voel in hierdie moderne wêreld, 3 goeters. Ja, dit is so oud soos die mens om broos en depressief te voel. Maar dan daar diep binne is daar nog iets wat baie kosbaar en baie mooi is, dis wat Paulus sê. In jou broosheid soek jou rotsvesting, soek jou beskerming by die Here, soos die dassies dit in die rots vind. Keer terug kerk toe, keer terug na die Here toe, keer terug na sy woord toe, keer terug na sy gemeenskap toe waar sy kinders by mekaar kom. Hardloop daarheen, dis jou rotsvesting waar jy beskerming kry. Die laaste punt is, onthou, jou lewe is nie in jou eie hande nie. Jou tye is nie in jou eie hande nie. Dis ook nie in die hande van die kriminele nie. Dis ook nie in die hande van die slegte mense in die wêreld nie. Jou tye, jou lewe in die hande van die Here. Vertrou die Here, selfs in die dood, selfs in die donkerste tye van jou lewe. En dit is die hoop wat ons herinner word in die Paasfees, in die tyd wat ons Jesus se word Goeie Vrydag, word herinner weer daaraan, dat jou tye is nie in jou eie hande nie. Jou lewe is in die hande van die Here, dat hy jou rotsvesting is. En al voel jy broos, soos 'n kruik, is daar nog steeds baie, baie mooi en kosbaar binne in jou. En dan sluit hierdie psalmdigter af met vers 25. Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Wees sterk en hou goeie moed. Dit is die antwoord van ons psalm. Vriende, hou goeie moed en wees sterk, julle wat julle vertroue in die Here stel. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat ons herinner word daaraan in hierdie Paasfeestyd, dat U ons rotsvesting is en dat ons tye in U hande is, nie in ons eie hande nie. En al voel ons broos, Here, het ons nog steeds 'n ontsaglike skat binne in ons. Amen.